Louis, vandag se vraag is: wat doen konstante krisisse aan ons senuweestelsels? Nou wil ek amper sê dis seker ons gaan nou praat van die stresore van die lewe, of is 'n krisis 'n spesifieke ding soos trauma? Krisisse is enige iets wat kom ons sê gebruik daai term stres veroorsaak. Met ander woorde, dit sit jou in 'n gereedheidstoestand. Dit kan klein krisisies wees soos jou tandeborsel wat weg is, of groot krisisse soos die leeu wat op jou afstorm en jou wil vreet. En as ons praat dus meer van die lewe, natuurlik ook jou eie interpretasie en ervaring daarvan. Want wat vir ene krisis is nie altyd vir die ander ene krisis nie. Maar breedweg in die algemene lewe, praat ons maar van die lewe. Jy weet, om 'n kwaliteit lewe te maak, om 'n inkomste te kry, om daarom gesond te wees, om verhoudings op 'n manier aan die gang te hou. Dit is, en as daar goed verkeerd loop daarmee, ons werk, ons inkomste, ons verhoudings, dan veroorsaak dit nogal baie meer stres as net jou karsleutels wat weg is. Maar hoekom dan En spesifiek, ja, ek wil nou ja, weet, hoekom dan spesifiek die senuweestelsel? Wat is die belang van die senuweestelsel as dit kom by ons gemoed of hoe ons dinge ervaar? want dit is wie en wat jy is. En dit is hoe jy gemoed ervaar, is jou senuweestelsel. So, kom ons kyk net eers wat gebeur. As jy onthou, ons het nie 'n probleem met stres of krisis nie. Ons het 'n probleem met verlengde stres of krisis. Sê nou maar jy is in 'n hofsaak betrokke. 'n ernstige hofsaak. Jy kan dalk tronk toe gaan, of dit gaan oor toesig en beheer van kinders. Of jy het jou werk verloor. Daar's nie vooruitsigte nie. Of wat dit ook al is, daardie verlengde strestoestand wat nie eintlik gesond en normaal is vir ons nie. Ons liggame is net gebou om korttermyn stresore te hanteer vir oorlewing. Jy weet, gevaar op 'n basiese manier. So ons liggame is nog baie basies. So wat gebeur as hierdie konstante lewenskrisisse gebeur? Eerstens, jou brein se alarmstelsel raak steek vas op aan. Dit bly permanent aan. So die deel van die brein, onthou, ons hele wese word deur ons breine beheer. Ons is ons brein. Jy is jou brein en jou brein is jy. So die deel van jou of jou brein wat gevaar interpreteer, sluit dan nie af nie. So dan begin jou senuweestelsel optree asof daar altyd gevaar is, want daar is mos nou altyd gevaar op hierdie stadium, en dan pas jou hele stelsel aan. En jou hele lewe begin word as een groot gevaar hantering. Onthou wat dan gebeur, jou streshormoonstelsel word gedereguleer. Nou, die liggaam reguleer stres deur 'n stelsel wat oor die algemeen bekend staan as die HPA-aksis, die HPA-aksis. Dit is 'n vreeslike ingewikkelde term, die hypothalamiese pituitêre adrenale stelsel. Maar eintlik maar alwaaroor dit gaan, dit is die hele stelsel wat kortisol vrystel en beheer. So as dit gedereguleerd word, dan mag jy kortisolvlakke baie lank bly, baie langer bly, of heeltemal afgestaan word. Dan word jou gemoed heeltemal gedereguleer, jou energievlakke sak, jou immuunstelsel sak, jou konsentrasie sak. Dit is wat gebeur, want dit word deur daardie aksis of as hanteer en bestuur. Onthou, jou areas in jou brein begin anders reguleer. So die sekere areas in jou brein wat dan gevaar opstel, aansluit, afsluit, raak al hoe meer reaktief. So nou begin jou hele wese op 'n manier kyk wat is gevaar. Jou deel van jou brein, jou prefrontale korteks, wat met beplanning en met perspektief te doen het, word ingekort. Jou hele funksionering neurologies word ingekort, nee. Want jou hele senuweestelsel, dis wat daarmee gebeur, raak bevooroordeel om net gevaar op te tel. En dan gaan jy sommer 'n dubbelsinnige situasie gewoonlik lees as: o nee, wag, is gevaarlik, hulle skinder dalk van my, of dit beteken hulle gaan my afdank. Jou vertroue sak af, en natuurlik die irritasie, die lae gemoed, al die fisiese effekte wat daarmee gepaard kom, kopseer, rugpynne,
gastro-intestinale probleme ensovoorts, is wat letterlik gebeur en dit is jy. Dit is wat met jou gebeur, want jy is jou senuweestelsel en jy is jou brein. Is dit wat mense bedoel met jy is konstant in veg en vlug? Ja, ja, Is dit dit? ja, Nou, ja. want ek kyk nou die dag, diereprogram wat National Geographic kyk en daar is toe dink ek aan, ons almal wat hou van diere kyk, is bewus daarvan dat 'n luiperd kan nie vir lange tyd 60 km/h hardloop nie. Hy kan vlugtig vir 'n kort tydperk kan hy alles gee. Want dit is dan vir kos en dis vir oorlewing of iets jaag hom Ja. of hy is in gevaar of hy sit iets anders in gevaar. En ek dink toe by myself, maar ons as mense moet eintlik so daarna kyk of na die bokkie wat hy jaag. Ons kan nie aanhoudend vol spoed alles gee wat ons het om weg te kom van gevaar nie. Ons kan dit net mos nou nie doen nie. Dit maak ons nou sin. Jou lyf gaan dit nie kan hanteer nie. En dis tog wat jy sê, is as jy konstant in veg en vlug is en jou senuweestelsel haak nou daar vas en dink jy is konstant in gevaar. Jy kan mos nou vir jouself maar net logies indink. Jy gaan dit nie maak nie. Dit gaan eenvoudig nie vir jou werk nie. Dinge gaan begin verkeerd loop. Dit is heeltemal waar. Dit is soos 'n voertuig wat teen geweldige hoë revolusies heeltyd hardloop. En daar gaan probleme kom, ten minste met die battery, net dis waar mense se energie dan sak. Nou, Louis, die Ekskuus tog. ding, nee, is reg. Die ding is, mense verwys dan daarna baie keer dat bedoel hulle ervaar dit en dan wat gebeur is hulle oordink of hulle reageer verkeerd. Nou word hulle gedrag, hulle is kwaai en geïrriteerd, hulle oordink, hulle wil nie meer nie, hulle isoleer. Al hierdie is nou maar tekens van angstigheid of uitbranding of al daai. Dan gaan die wêreld nou met positiewe sielkunde en sê jy moet nou net vir jouself vanoggend sê, Lise, vandag gaan die beste dag van jou lewe wees en jy gaan dit mooi aanpak en dit gaan 'n sukses wees. En dan gaan dinge verander. Kan ons praat oor hoe vat 'n mens dit dan nou eintlik aan en kan so iets werk en net vir jouself aanhoudend te sê hou op om so te dink of te voel? Dit kan seker nie skade doen nie, alhoewel dit kan eintlik skade doen want jy gaan dit nie reg kry nie en dan gaan jy jou moed verloor nie. Kyk, die positiewe kant van wat ons sê is dat die brein is regtig plasties. En daar word gepraat van neuroplastisiteit. Met ander woorde, dit wat verkeerd loop, kan weer regloop. So dit kan wees dat jy kan die kortisolvlakke vanweë konstante stres kan weer toeneem. Jou slaap kan stabiliseer. Jou emosionele regulering kan stabiliseer vanuit 'n hormonale vlak uit. Daardie gevaarsensitiwiteit kan minder raak, né? Dit is so. So, jy weet wat eintlik vra jy nou wat moet mens doen? Nou goed, dink nou baie mooi, daar's 'n verskil tussen in 'n ideale wêreld en wat in praktyk is. In 'n ideale wêreld het ons nie baie stres nie. En kan ons maar rustig opstaan want ons is nie bekommerd oor inkomste ensovoorts nie en ons kan so een taakie 'n dag doen en die res van die tyd plesier hê. Soos wat die vergaderers en die jagters ons voorouers gedoen het. Dis maar eintlik waarvoor ons gebou is. Maar nee, ons as mense, en ek sluit seker maar myself in, ons wil mos nou. Ons wil inkomste hê, ons wil gelukkig wees, ons wil verhoudings hê, ons wil dinge bereik. So as ons nie ons uitsette wil verminder nie, dan moet ons insette verhoog. So die eerste antwoord is met konstante stres verminder jou uitsette. Moenie soveel ure werk nie. Jy weet moenie soveel dinge doen nie, maar as jy nie kan nie, of as jy dan nie wil nie, dan moet jy jou insette, jou petrol verhoog om hierdie voertuig aan die gang te hou, om te keer dat die battery pap raak. En soos jy dan nou tereg suggereer vandag, jy is jou senuweestelsel, jy is jou brein. Dit beteken jou insette moet eerstens fisiologies in jouself ingaan. Jy moet slaap. Jy moet gereelde oefening inkry. Jy kan nie heeltyd hamburgers eet wat jy van die wegneemplek af kry en verwag dat jou senuweestelsel en jou hormonale funksionering gaan goed gaan nie, nê?
stabiele verhoudings, kontrole oor wat jy kan, en as jy sukkel, dan is daar baie hulp, jy weet, daar's chemiese hulp, daar's terapeutiese hulp. Die hele wêreld eintlik, Marliese, is in 'n oorlog gewikkel teen die stresmonster. Dit het geweldige kollektiewe impak op mense se senuweestelsel, siekte. Dit is die grootste oorsaak van dood in die wêreld, en dit het te doen met die hormonale funksionering, die kortisol, die inflammasie wat kom. So ons praat nie hier van oulike teorieë nie, ons praat van waarneembare navorsing. Die tyd het ons ingehaal, maar ek wil hê mense moet, as jy 'n vraag het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za, maar ek dink die advies wat mens altyd vir mense wil gee is, as jy nie weet waar om te begin nie, gaan na jou huisdokter, gaan na 'n dieetkundige, gaan na iemand wat vir jou kan help om oefening te doen, gaan vra, biogenetikuste is opgelei in, gaan vra oor hoe kan jy dan fisiologies jou lyf aanspreek, om dan hierdie konstante krisisse te kan beter te kan bestuur. Maar ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag. Hy is 'n kliniese sielkundige van Stellenbosch. Al sy besonderhede is hier by hierdie gesprek, so as jy vir hom wil kontak, daar is sy besonderhede, gaan gerus daar. Deel die gesprek. Ek dink almal van ons, soos Louis gesê het, ons almal het nodig om hierdie te hoor. En maar die heel belangrikste aan die einde van die dag, onthou altyd, kyk mooi na jouself.